Liewe vriende, dis 'n wonderlike voorreg om elkeen weer eens te groet in die wonderlike naam van ons Here en Meester. Dit is altyd lekker om so weekliks saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here, om mekaar te kan bemoedig, en ek vertrou dat ook dan in hierdie tydjie dat daar iets sal wees wat u saam met u kan neem en wat u kan gebruik in u lewe, want ons hele begeerte is, ons wil nader aan die Here lewe, ons wil dieper met die Here gaan, ons wil meer en meer van hom beleef. Ek hoop in elk geval dit is ook u begeerte. So baie dankie vir die voorreg wat ons het om saam met mekaar te kan kuier. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons sê vir u so baie dankie in hierdie dag. Ons sê vir u dankie vir so 'n wonderlike voorreg wat u vir ons gee om u naam te kan aanroep, om vir u te kan aanbid. Here, dit is so 'n voorreg om vir mekaar te kan bid en om met mekaar te kan bid, Here, want u het gesê, waar 2 of 3 saamstem oor enige saak, sal dit hulle geval. En so kom ons voor u en ons kom stem saam. Ons bid die seën van die Here oor elkeen af wat nou ingeskakel is. Ons bid die guns van die Here oor elkeen af. Here, u weet wat elkeen beleef. U weet wat is daar wat mense wil beroof van die seën van die Here. Maar ons roep vandag die naam van die Here aan oor hulle. Ons bid vandag vir siekes. Ons bid vandag vir iemand wat deur 'n finansiële verknorsing gaan. Ons bid vandag vir iemand wat in 'n huwelikskrisis is, of in 'n gesinskrisis is, Here, of in 'n werkskrisis is. Vader, ons bring vandag elkeen na u toe, want ons almal het vir u nodig, en ons bid dat u sal werksaam wees in elkeen se lewe. Maar ons bid ook vandag vir iemand wat nog nie die Here ken nie, wat soekend is, wat soek op allerhande plekke en op allerhande maniere, na uitkomste, na hoop, na geluk. Here, ons bid dat die ster ook vir hulle sal wys na Jesus toe vandag. Asseblief, gaan vir hulle nie verby nie. Ons bid vir elke kind van die Here vandag en ons vra, Here, ontferm u oor hulle. Asseblief, Here, kom raak elkeen aan wat vandag in 'n stryd gewikkel is. Seën daar, Here, gee uitkoms asseblief. En ons bid en vra, vergewe ons ook waar ons gesondig het teen u en nog daagliks teen u sondig. Wees vir ons genadig en barmhartig asseblief. En dan bid ons, Here, seën hierdie oomblikke saam, seën u woord aan ons harte, maak ons ontvanklik, help vir ons om geopende ore en ontvanklike harte te kan hê, Here, sodat ons u woord kan gebruik tot eer en verheerliking van u wonderlike naam. Seën ons nou saam asseblief, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Matteus hoofstuk 6, Matteus hoofstuk 6, en ek lees vir u hier vanaf vers 6, so kom ons lees net, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jylle bid, gebruik nie ydelike herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jyl Vader weet wat jylle nodig het voordat jylle hom vra. So moet jylle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Net tot sover dan die geleese woord
Liewe vriende, dit bly altyd vir my pragtig om die Onse Vader te kan lees, en ek weet, mens ken dit mos nou hopelik heeltemal uit jou kop uit. Ek sê dit amper elke dag op, want dit is vir my so 'n pragtige gebed. Jesus het sy disippels riglyne gegee oor hoe om te bid en waaroor om te bid. En dan is dit vir my net baie treffend as hy vir hulle die Onse Vader gebed gee, waarin mens onder andere bid, Vader, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en dan wanneer hy klaar met die gebed is, dan haal hy spesifiek een onderwerp uit die hele gebed uit aan, en hy kom terug dan daartoe, as hy dan sê, want as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader in die hemel julle ook nie vergewe nie. Met ander woorde, na gelang van die vergifnis wat ons aanbied, is dit die vergifnis wat ons sal ontvang. So, liewe vriende, dit gaan hier oor vergifnis. En ek het so 5 gedagtes wat ek wil deel met u oor vergifnis, wat vir ons almal belangrik is. En ek vertrou dat een van hierdie gedagtes mag wees, wat vir u tot hulp kan wees, of tot bemoediging kan wees. Want u sien, as daar een ding is, waarmee ons almal uitgedaag word in ons leeftyd hier op aarde, dan is dit rondom vergifnis, na al kante toe. So, dit is belangrik, want ons is mense, ons is sondige mense, ons is gebroke mense, en omdat ons gebroke mense is, wat besig is om heel te raak, is dit so dat ons kry seer in die lewe. Alle mense kry seer in die lewe, maar ek sê altyd ook, ons almal maak ook soms iemand anders seer, of het deur woorde is, of deur dade wat ons doen, of gesindhede wat ons openbaar, ons maak ook ander seer, en daarom word ons altyd uitgedaag om te moet vergewe, of om self te vergewe. So, daarom is dit belangrik, dat ons so bietjie met mekaar daaroor praat. En die eerste faset van vergifnis gaan daaroor, dat ek moet 'n bereidwilligheid toon, om self vir vergifnis te vra. U sien, mense is geneig om altyd te onthou, hoe dat mense jou seer gemaak het, hoe dat mense jou te nagekom het, en mense is baie keer geneig om ook te sê, ek sal het nooit vergeet nie, maar jy vergeet so maklik, wanneer jy die een was, wat seer uitgedeel het, wanneer jy die een was, wat iemand anders te nagekom het, en jy weet mos, hoe ons nou maar is as mense, ons regverdig ons optrede. Julle weet nie wat sy gedoen het nie, julle weet nie wat hy gesê het nie, daarom het ek so gereageer, en het maak nou nie saak of ek iemand seer gemaak het, daardeur nie, die punt is net, dat ek gaan nie vergifnis gaan vra nie. Nou, dit is iets wat ons as kinders van die Here moet leer, ons moet 'n sagmoedige gees het, ons moet, soos Jesus het gesê, neem my las op julle, want my las is lig, en my juk is sag, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. En ons het nodig om daardie rus te vind in die Here in, en dit deel daarvan is om die vrymoedigheid te kan hê, om ook vir ander om vergifnis te vra. Want jy sien, liewe vriende, baie keer, dit het al baie met my gebeur, dat ek iets sê, of dat ek iets doen, daar's niks bedoeling daarin nie, maar iemand neem dit om aan, iemand trek om dit aan, en dan voel daardie persoon, jy het haar of hom te nagekom, maar jy weet nie daarvan nie. Nou natuurlijk kan jy nie gaan vergifnis vra, as jy nie weet daarvan nie, maar indien die persoon dan sou kom en sê, weet jy, toe jy dit gesê het, of toe jy dit gedoen het, het ek nogal seer gevoel, want ek het gevoel, jy mik op my, of jy het my te nagekom. Nou die maklikste is om te sê, wel, dit was nie my bedoeling nie so, jammer vir jou, kom oor dit. Nee, as kinders van die Here, moet ons selfs dan bereid wees, om vir iemand te sê, weet jy, ek het dit nie bedoel so nie, maar as dit is,
die gevoel wat jy gekry het, dan vra ek vir jou, vergewe my. Want wat is makliker as om dit te kan vra? Want as jy vir iemand vra om te vergewe, dan moet die persoon jou vergewe. Hy of sy het nie 'n opsie of 'n keuse nie. En wanneer jy vergifnis gevra het, dan is dit nie jou verantwoordelikheid hoe die persoon daarop reageer, die ander party nie. Jy het jou deel gedoen. So daar moet altyd by ons 'n gewilligheid wees om vergifnis te vra, omdat ons weet, ons almal maak foute, of ons dit wil erken of nie, maar dit is hoe ons as mens is. So dit is die eerste aspek, om gewillig te wees, om vergifnis te kan vra. Die tweede een is natuurlik om vergifnis te kan gee as iemand om vergifnis kom vra. So, daar is nie eintlik 'n opsie by nie, want ek weet, ons is nou weer die menslike faktor kom na vore, en dan wil ons vir die een sê, nou maar hoekom het jy dit gedoen? Weet jy wat se skade jy gedoen het? En dan weet ek het nou met baie situasies te doen gehad, waar die persoon sê, nee, hy moet vir my in die openbaar verskoning vra. Met ander woorde, wanneer iemand na my toe kom en vergifnis kom vra, dan kan ek, wil ek sê, die vermetelheid het om te dink, ek het nou die hef in die hand, en jy gaan dans volgens my pype. So as jy wil hê, ek moet jou vergewe, dan moet jy eers 'n paar regstellings maak, dan sal ek het oorweeg om jou te vergewe. Liewe vriende, dis nie die vergifnis wat Jesus vir ons voorhou nie. Hierdie vergifnis is, dat as iemand na jou toe kom, met die doel om vergifnis en verskoning te vra, vir sy of haar optrede, of wat hulle ook al gedoen het, dan moet ons bereid wees om te vergewe. En wat baie belangrik is, en dit wil ons 'n paar keer vir mekaar sê, die vergifnis het niks te doen met sodat die ander persoon kan tog net vrykom en gelukkig voel nie. Die vergifnis het daarmee te doen dat ons die las van ons skouers kan afgooi. Want jy sien, dis die probleem, ons maak dikwels ander mense se sondes ons sondes. Ons dra daarin, want ons reageer op dieselfde manier as dit wat na ons toe gekom het. Net op 'n ander manier, in die sin van ons weier om te vergewe. Nou liewe vriende, kom ek sê dit onmiddellik, moenie vir een oomblik dink dat ek vir u probeer sê, dis maklik om te vergewe nie. Dis nie wat ek probeer sê nie, want ek weet, daar's verskillende scenario's van dinge wat met 'n mens kan gebeur en in 'n mens se lewe kan gebeur, wat dit net so moeilik maak om te kan vergewe. Alhoewel daar nie 'n alternatief is nie, die Here werk op vergifnis. Maar die belangrike is om te verstaan dat ek moet vergewe. Jy weet mos, Petrus se woorde, Here, sal ek hom 7 maal 7 keer vergewe? En dan sê die Here, nee Petrus, 70 maal 7. Want jy sien, ek en u het niks te doen met die ander persoon se gesindheid en motief nie. Ons moet ons eie harte skoon hou. Dit is uiters belangrik dat ons dit sal doen, en mag die Here vir ons daarmee help, 'n genade skenk. Maar dan is daar die derde scenario, en dit is dat ek moet in elk geval vergewe, of die persoon vir my verskoning vra, al dan nie, ek is veronderstel om te moet vergewe. En weer eens, dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan oor myself. En u moet nie vir een oomblik dink, dat as u iemand vergewe, dat u daarmee sê, hy het reg gedoen nie. Dis alles alright nie. Nee, dank die Here, dit is wat ons hier gelees het, dat God wie in die verborgenheid sien, sal jou in die openbaar vergelde. Maar dis nie ons ding nie. Ons gaan nie die Here vra en sê, Here, laat hy sy been breek, laat 'n kar hom omry, of wat ook al. Ons gaan nie hartigheid het in ons harte en hartigheid uitspreek nie, maar ons weet, die Here slaap nie. Die Here weet wat elkeen doen, en die Here weet wat elkeen se gesindheid is, en wat elkeen se motief is. So die belangrikste vir my en vir u is, dat ons nie by hierdie vuil stryd betrokke raak nie, maar dat ons onsself vrywaar daarvan, en die beste manier om te doen is om te sê, ek spreek hom vry in die naam van die Here moet doen wat hy wil doen, maar ek spreek hom vry, ek gaan nie sy sondes op my neem, en deel hy aan sy sonde, deur hartig te word, deur bitter te word, en deur kwaad te word vir hom nie, want in elk geval, wat gaan dit my help? Wat gaan dit my baat? So liewe vriende,
Dit is so, baie keer is 'n mens nog in jou seer, jy's in jou pyn, en dan weet ek, die laaste ding wat enigiemand nou vir jou moet kom sê is, jy moet vergewe. En ek wil nie hê dat u dit vir 'n oomblik so moet ontvang, dat hier 'n hardheid is, dat hier 'n geval is van jy neem niks in ag nie. Nee, dis nie die geval nie. Al wat ek wel weet is, jy moet ergens in jou lewe by 'n punt kom waar jy daardie persoon kan vryspreek. Het sy hulle om vergifnis gevra, het sy hulle nie om vergifnis gevra nie, daar is ongelukkig geen alternatiewe roete nie. Dis die enigste pad om te loop, want jy sien, vergifnis maak jou vry. Vergifnis maak dat jy daai persoon in die oë kan kyk. Jy het nie nodig om hom 'n drukkie te gaan gee en hand om die lyf met hom te gaan loop nie, maar deurdat jy hom vryspreek, maak jy jouself vry, sodat hy nie meer langer 'n houvas op jou lewe kan hê nie. En onthou, baie keer is dit ook nie die geval dat die persoon noodwendig probeer om 'n houvas oor jou te hê nie, maar dit is outomaties. Byvoorbeeld, ek maak sommer nou net 'n dom voorbeeld, dat as jylle in dieselfde gang afgestap kom, en jy weet jou hart is nie reg teenoor daardie persoon nie, want jy voel seer, jy voel hierdie persoon het jou te nagekom, wat die geval ook al mag wees, dan gaan jy natuurlik 'n ander ry afloop, want jy wil nie met hierdie persoon assosieer nie, jy wil nie naby hierdie persoon wees nie. So wat gebeur hier? Hierdie persoon oefen 'n invloed op jou uit, op jou optrede, want as daai persoon nie in daai gang afgekom het nie, sou jy in die gang afgeloop het. So onbewustelik begin 'n mens dan toelaat dat ander jou optrede bepaal, dat ander jou vriendelikheid bepaal, want as daardie persoon wat jou te nagekom het in die omgewing is, dan verloor jy jou vriendelikheid, dan verloor jy jou vrymoedigheid, want jy gaan nie teenoor hierdie persoon vriendelik en vrymoedig wees nie. So dit is so belangrik dat 'n mens nie dit toelaat nie. Weet jy, ek het in 'n stadium, toe ek nog 'n baie jonger predikant was, het 'n mediese dokter my gebel in die area waar ek predikant was, en hy het 'n baie interessante ding vir my gesê. Eerstens het hy vir my gevra om te kom sien wat ek nie verstaan het, waaroor het gaan nie, ons het glad nie mekaar geken nie, hy het maar net gehoor van my, ek weet ook maar net van hom, maar toe gaan sien ek hom, en toe vra hy vir my die volgende vraag, hy sê, kan ek my pasiënte na jou toe stuur, dat jy hulle kan help? En natuurlijk was ek uit die veld uit geslaan, want hy sê die volgende, hy sê, want weet jy, die meeste mense wat in my spreekkamer kom, hulle het simptome van siekte, hulle glo hulle is siek, maar ek dink meer dat hulle geestelike probleme het as fisiese probleme. En dit was vir my baie interessant gewees, en weet jy wat, elke keer as jy met hierdie mense gepraat het, dan het jy agtergekom, want dis altyd een van my vrae, wanneer mense vir my sê, ek kan nie geestelik groei nie, of ek doen alles reg volgens myself, maar dis nie asof ek het geniet om die Here te dien nie, dis nie asof ek voel ek het kontak met die Here nie, kan jy my help? Dan het ek 'n paar vrae wat ek vra, gewoonlik sal ek vra, hou jy stilte tyd gereeld, gaan jy gereeld kerk toe, en natuurlik is jy 'n getuienis vir die Here, en dit gaan gewoonlik maar happer as jy sukkel met die ander dinge, maar nou, dan die derde vraag wat ek sal vra is byvoorbeeld, was jy betrokke by toordery of enigiets van daardie aarde deur die bose magte en dinge, was jy betrokke by iets soos dit? En as die persoon nog steeds sê nee, niks, dan is die volgende vraag is daar enige iemand in jou lewe wat jy nie kan vergewe nie? En weet jy, liewe vriende, dit is amper soos reg deur die bank, dat wanneer jy daardie vraag vra, en dit is wel 'n kwessie, dan is dit asof daar 'n rilling deur die persoon se lewe gaan. Ek sien dit baie keer so, dis asof jy die vinger op die senuwee druk, wat seer is, want jy raak iets aan, wat hierdie persoon dalk al gaan parkeer het, hy wil nie daaroor dink nie, sy wil nie dit in gedagtenis oproep nie, want dit het seer gemaak, en ek sê weer, onthou, alle dinge is nie ewe maklik nie, daar's dinge wat op 'n baie erger graad gebeur, mense maak mekaar lelik seer in hierdie lewe, en dit gaan erger en erger vlakke waarna jy kan kyk, so dit raak net al hoe moeiliker om te vergewe, maar as jy met daardie ding in jou hart loop, dan is dit soos 'n senuwee wat vasdruk, en niemand moet daaraan druk nie, want dan kom jy, en jy vind uit, hierdie ding is nog so lewendig in my lewe,
lewe. So, ons moet vergewe wanneer mense vergifnis vra, maar ons moet ook vergewe al vra mense nie vergifnis nie, ter wille van jouself en niemand anders nie. Die 4de scenario is dat ons moet by tye onsself vergewe. Jy sien, omdat ons mense is, maak ons foute in die lewe, ons bring teleurstellings baie keer oor onsself, deur verkeerde besluite wat ons neem. Iemand klim byvoorbeeld in sy motor onder die invloed van drank, nou terwyl hy onder invloed van drank is, dan dink hy nie dis verkeerd as hy agter die motor se stuurwiel inklim nie, maar dan ry hy iemand dood. En daai verwyte wat daarna volg, dit bly by jou, dit spook by jou. Nee, 'n man is ontrou aan sy vrou, want daar is 'n lekker geleentheid vir hom, en wanneer sy vrou hom wil los en sy kinders verwerp hom, dan kom hy tot selfverwyt. Kyk, wat het ek aangevang vir een aand se lekkerte, een geleentheid wat ek nie gedink het wat ek doen nie. Nou verloor ek alles. Dan kan daar selfverwyt kom, en dan gewoonlik wat gebeur, so iemand draai na dwelms, meeste van die tyd na drank toe, want die gevoel is, as ek my dronk gedrink het, dan hoef ek nie aan hierdie pynlike situasies te dink nie, want is dit doodeenvoudig, omdat hulle nie hulle self kan vergewe vir wat hulle verkeerd gedoen het, en met die Here dit regmaak nie. So, baie mense loop met selfverwyt in hierdie lewe rond, oor foute wat hulle gemaak het, en ongelukkig vind hulle nie die pad na die Here toe, om het met die Here uit te praat, en reg te maak, en dan ook hulle self te kan vergewe nie. Vergeet dan nog van, om vir mense wat jy in daai stadium te nagekom het, wat jy ook sal moet vergifnis voor gaan vra, maar die belangrikste is, dat jy jouself moet vergewe, dat jy met ander woorde, teenoor jouself moet erken, ek het 'n fout gemaak, ek kan dit nie meer regstel nie, dit het baie pyn vir iemand anders besorg, maar ek is bereid om oor te begin, vir die Here te vra, Here, help my, dat ek kan opstaan hier vandaan, dat ek nuut met my lewe kan begin. So, 4dens, jy moet jouself ook kan vergewe. En dan 5dens, nou moet jy mooi hoor, 5dens het ons nodig om by tye vir die Here vergifnis te vra, vir die feit dat ons hom blameer het, vir wat gebeur het in ons lewens. Jy sien, weer eens, daar is verskillende scenario's, maar byvoorbeeld, dalk sterf jou kind in 'n ongeluk, en dis nie maklike goed nie, moenie vir 'n oomblik dink ek praat maklik daaroor nie, maar dit is net om voorbeelde te maak. Jou kind sterf in 'n ongeluk, jy's 'n wonderlike kind van die Here, julle as gesin dien die Here, en nou sterf jou kind in 'n ongeluk, en jy sê, waar was die Here? Ons dien hom dan. Hoekom het hy nie omgesien na my kind nie? Hoekom het hy mos geweet wat gaan gebeur? Hy het gesien wat gaan gebeur, en dan is jy kwaad vir die Here. Jy's in die kerk, julle is as gesin in die kerk besig, en jou man begin 'n verhouding met 'n ander suster, daar in die kerk, of hulle is in die praise and worship, of waar die geval is, en hulle is baie in mekaar se geselskap, en dan ontstaan daar 'n verhouding, dit lei tot 'n egskeiding, en dan kan 'n mens sê, Here, waar was u dan in hierdie tyd gewees? U dan gesien wat gebeur? Vriende, ek verstaan dit nie, maar ek verstaan die seer wat dit kan veroorsaak. En dan is die kans daar, dat ek die Here daarvoor kan blameer, dat ek kan voel dit is sy skuld vir wat gebeur het. Mense verloor hulle besighede, mense verloor hulle werke, en daar's baie scenario's weer eens, van dinge wat kan skeefloop, en wat 'n mens dan kan voel, die Here kon dit gestop het as hy wou. Vriende, dis ongelukkig nie hoe dit werk nie, maar ek verstaan as iemand daai punt bereik het. Maar om vry te kom, het jy nodig om na die Here toe te gaan, en te sê, Here, vergewe my. Vergewe my vir die gevoel wat by my opgekom het, om u te blameer vir hierdie situasie, want weet jy wat, my liewe vriende, God is nie jou vyand nie. Hy was toch nooit jou vyand nie. Hy is lief vir jou, hy is lief vir my, hy wil die beste vir ons hê, hy wil vir ons 'n geseënde, gelukkige lewe gee. Ja, daar sal altyd teleurstellings wees, maar hierdie slegte dinge wat gebeur, hy beplan dit nie vir ons nie. Hy weet dit gaan gebeur, dis waar, want hy is God. Maar hy weet ook dat die mens is so sondig, dat elke mens wat 'n verkeerde ding wil aanvang, God waarsku hom. Maar omdat hy nie luister na die stem van God wat met hom praat nie, gaan vang hy iets aan wat vir ander mense
baie skade berokken, en dan mag 'n mens voel, hoekom het God nie vir hom gestop nie. So liewe vriende, moenie dat ons in daardie scenario verval, waar ons God blameer en dink ons gaan wen, ons gaan die stryd wen nie, want ons gaan net onsself skade aan doen. Dit is vergifnis. En daar is seker ander aspekte wat 'n mens nog kan bybring, maar dis die 5 wat ek graag wil hê, u en ek moet bietjie oordink. Is jy iemand wat bereid is om vergifnis te vra, om jou te verneder, as 'n mens dit so kan noem? Is jy bereid om mense te vergewe wat vergifnis kom vra het vir jou? Is jy bereid om mense te vergewe wat glad nie eens dit oorweeg om vir jou vergifnis te kom vra nie? Is jy bereid om jouself te vergewe waar jy op die oomblik self bevind? En dan laastens, is jy bereid om na God toe te gaan, as jy weet, dat in jou hart het daar 'n gesindheid ontstaan, wat anti-God is jy bereid om na God toe te gaan, en sê, Here, vergewe my, dat ek iets so slegs aan u kon toesê. Liewe vriende, vergifnis is die kern van die woord, en daarom word ek in u uitgedaag, om te moet vergewe. Mag die Here vir ons help. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom bely, dis so moeilik om net te vergewe onvoorwaardelik. Maar ons besef dat aan die kruis het u dit vir ons getoon. U het nie vergewe nadat die kruis verby was en u beter begin voel het nie. U het vergewe terwyl u pyn gelaat het, terwyl u seer was oor al die verwerping en die mense feit dat hulle nie kon raak sien. U doen dit vir hulle nie, maar u daardie stadium bereid gewees om te vergewe. Here, help vir ons. Ek bid nou vir iemand wat met so ingewikkelde situasies sit. Ek bid die genade van die Here oor hulle af, want ons het u nodig om te kan help. Wees saam met elkeen. Skenk ons die genade om vry te kan spreek, nie ter wille van die ander persoon nie, maar ter wille van myself. Help ons daartoe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen.